en welkom by nog 'n episode van Leef Lig, saam met my, Janine Bevelou-Manders. Dit is die maand van Mei, waar ons Mawees vier. En ek het gedink om vandag bietjie stil te staan by skoonmaas. Is sy die heks van Endor, of jou goeie vee? Dit fascineer my nog altyd, hoe dat die skoonpa skotvry afkom uit die hele nare drama van konflik tussen paartjies en hulle skoonouers. Maar die arme skoonma, sy moet die onderspit afbyt. My beurt is nog redelik ver in die toekoms, ek dink, maar my beurt gaan sekerlik ook kom om iemand se skoonma te wees. En ek sê altyd spottenderwys vir my seun, kies asseblief net iemand wat van ons sal hou. Die rede is natuurlik, dan sal sy graag by ons wil kuier en nie my seun wegrokkel nie. Dit is so jammer dat 'n verhouding wat veronderstel is om 'n seën te wees vir almal en om verrykend te wees, dikwels ontaard in iets horribaal. En so word daar dikwels sarkasties na die skoonma verwys as die heks van Endor, of die gesig word getrek as daar van die skoondogter gepraat word. Tog is daar gelukkig vele skoonma's en skoonkinders wat baie goeie verhoudings het. En daarvoor is ons dankbaar, want hulle is vir almal wat streef na so 'n verhouding 'n baken van hoop. Dis wonderlik as 'n mens op 'n plek van volwassenheid in jou eie lewe kom, waar jy oor jou eie onsekerhede kan kom en jou skoonma kan waardeer en respekteer vir die unieke mens wat sy is. Vroeg in baie van ons huwelike sukkel ons dalk so bietjie daarmee. Ons kom in opstand, ons trek weg, ons kritiseer haar opinies en beskou elke opmerking wat sy maak as 'n persoonlike aanval. In ons eie onvolwassenheid het ons haar dalk dikwels ook seer gemaak, met die dinge wat so maklik van ons tonge afgerol het. Soms het ons dalk haar beste poging om 'n verhouding met ons te hê, te ondermyn. En so vergeet ons dat sy die persoon is wat so groot rol in my man se vorming gespeel het. Die man op wie ek verlief geraak het en wat ek lief het. Op 'n dag dan besef jy, maar sy is nie die vyand nie. Niks wat sy gesê het, het gekom omdat sy gemeen probeer wees het nie. En wanneer 'n mens dit eers besef, begin mens haar meer waardeer. Een ding wat ons in gemeen het, is dat ons albei haar seun lief het en dat sy net die beste vir hom en natuurlik vir ons wil hê. Oor die jare kan ons so baie by ons skoonmaas leer, as ons onsself nie toelaat om oop te wees, om geleer te word. Respekteer die feit dat sy ouer, wyser en 'n ding of twee al in haar lewe beleef het. As sy nog boonop 'n kind van die Here is, het julle nog iets groter in gemeen. Julle geloof in Jesus en kan julle saam en vir mekaar bid. 'n Klassieke voorbeeld waarby skoonmaas en skoondogters by kan leer is sekerlik die van Naomi en Rut. Naomi is die toonbeeld van liefde, toewyding en opregtheid, waar Rut weer die liefdevolle, nederige en loyale skoondogter is. Alhoewel jou skoonma nie aan al jou verwagtinge miskien voldoen nie, sien die klein dingetjies raak wat sy wel doen. Laat jou skoonma weet, sy word waardeer. Het sy deur 'n oproep, 'n briefie, 'n uitnodiging vir ete. Die grootste geskenk wat jy haar egter op die einde van die dag kan gee, is om vir haar erkenning te gee, dat sy 'n wonderlike seun, man, grootgemaak het. Niks sal dit kan oortref nie. Ek is sommer nuuskierig om te hoor wat sal gebeur as jy op so 'n manier jou skoonma 'n bietjie bederf hierdie maand, net vir haar sê jy waardeer haar en jy waardeer regtig waar wat sy vir julle as gesin doen en beteken. Ek stuur vir jou liefde, vrede en seën. Tot volgende keer.